Welkom, dis Sondag 12 November 2023 en ons kyk nog so 'n bietjie meer en verder na gebed en vandag dan spesifiek gebed in die Heilige Gees. Dis die erediens vir die NG Kerk van Karasburg en ek hoop en vertrou dat hierdie boodskap ook vir u tot seën sal wees. Voordat ons na ons teksgedeelte kyk, kom ons bid net saam. Ons dank die Here dat ons ook aan u kan vashou en kan weet, Here, dat u Gees juis vir ons gestuur het sodat ons in kontak met u kan bly. Here, wil U ons help om ook nou hierdie teksvers te verstaan, maar ook die implikasie daarvan vir ons lewens, en dat ons dit ter harte sal neem en sal gaan uitleef. En dit bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Ons skrifgedeelte waarna ons dan kyk is 2 Korintiërs 13 vers 5 tot en met 13. Kom ons lees dit saam. Ondersoek julleself of julle in die geloof is. Toets julleself. Ken julle julleself dan nie? Besef julle dan nie dat Jesus Christus in julle is nie? Tensy julle die toets nie deurstaan het nie. Maar ek hoop dat julle sal insien dat ons die toets wel deurstaan het. Ons bid wel tot God dat julle geen kwaad sal doen nie. Nie om te wys dat ons die toets deurstaan het nie, maar sodat julle die goeie sal doen, selfs al sou dit lyk asof ons die toets nie deurstaan het nie. Ons is nie in staat om enige iets teen die waarheid te doen nie, maar wel vir die waarheid. Ons is bly wanneer ons swak is en julle sterk. En hiervoor bid ons, naamlik vir julle vervolmaking. En daarom skryf ek hierdie dinge in my afwesigheid, sodat wanneer ek by julle aanwesig is, ek nie streng hoef op te tree volgens die gesag wat die Here my gegee het nie, om op te bou en nie af te breek nie. Ten slotte, broers, wees altyd bly, streef na vervolmaking, aanvaar vermaning, wees eensgesind, leef in vrede, en die God van liefde en vrede sal met julle wees. Groet mekaar met 'n heilige soen. Al die heiliges stuur vir julle groete. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Ons lees tot sover. Nou vandag kyk ons na hoe gebed in die Heilige Gees basies funksioneer in ons lewens. Een van die dinge wat ons nooit mag vergeet nie, is dat ons leef in die era van die Heilige Gees. Jesus het die aarde verlaat, maar hy het sy Heilige Gees gestuur, om dan juis deur die Gees by ons te wees. Met Pinksterdag het die Heilige Gees die ongeveer 120 mense wat bymekaar was in Jerusalem gevul. Die evangelieboek Johannes het ook die meeste verwysings na die Heilige Gees, en in hoofstuk 14 word hy die Gees van waarheid genoem en die trooster. En as Gees van waarheid kom die Heilige Gees en hy openbaar, hy verklaar en hy leer ons in die woord van God. As trooster bied hy troos wanneer ons hartseer is, maar hy tree ook vir ons in. En dit gaan nie met ander woorde hoe goed jy die Bybel ken nie. Die Bybel self sê dat die letter doodmaak. En die waarheid van die Bybel is wat dit met ander woorde in jou vandag laat gebeur. Dis hoekom die Bybel sê dat al maak die letter dood, maak die Gees lewend. En dis die waarheid wat jou vrymaak, sê die Bybel. Meestal slegs deur diepe gebed saam met die Heilige Gees oor dinge wat in die Bybel staan, raak dit vir ons werklik lewende woord. Die Heilige Gees kan jou seën wanneer jy die Bybel lees, dit kan jou lei wanneer jy getuig van Christus. Die Heilige Gees kan jou self vir 'n bediening. Maar die Heilige Gees het ook 'n belangrike koneksie in terme van gebed vir ons. Gebed maak in 'n baie groot mate die deur oop vir die Heilige Gees. Kom ons kyk na die interessante stelling van Paulus hier in 2 Korintiërs 13 vers 13. Hy praat van die genade van Jesus en dan praat hy oor die liefde van God, maar wanneer hy oor die Heilige Gees praat, dan gebruik hy die woord gemeenskap. Nou die Bybel se Nuwe Testament is oorspronklik in Grieks geskrywe en die woord wat Paulus dan ook hier gebruik is koinonia. Koinonia is 'n woord wat gebruik word om na die deelname te verwys, die fellowship. Met ander woorde, 'n baie nabye band tussen twee. En dit druk 'n tweekant verhouding uit en die klem kan val op beide gee en ontvang. Met ander woorde, die Heilige Gees het ook 'n impak, 'n deelname aan ons lewe. Paulus vra dan die vraag in die vers, maar besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie? Ons sien wanneer jy dus bid jy nie net vir iemand wat daar bo is nie. Nee, ons praat met iemand wat hier by ons is, wat in ons is.
Nou, as ons moet dink aan hoe so 'n tweekant verhouding gebeur, dan is daar 'n baie belangrike les wat ek al in my lewe geleer het. In die begin was die Heilige Gees meerendeels vir my 'n ervaring gewees. As God deur my gewerk het, dan het ek die Heilige Gees as 'n ervaring beleef. Maar God het met die tyd aan, het hy hierdie siening kon verander. As ware kon verbreed. Ek moes leer om die Heilige Gees te leer ken, nie net as 'n ervaring nie, maar ook spesifiek as 'n persoon, as God self. En ek moes hom leer ken en met hom saamwerk, want dit is 'n deelname wat hy my lewe het. En dit vra van my om meer en meer tyd in gesprek, ook saam met die Heilige Gees deur te bring. Saam met God natuurlik. Tyd waar ek hom toelaat om met my ook in gebed te praat. Die Heilige Gees is nie 'n spook of rook of iets wat net rondswerf nie. En hoe meer en meer ek hierdie paadjie met die Heilige Gees stap, hoe meer begin ek besef en beleef dat ek nie werklik meer sonder hom in die bediening kan staan nie. Jy begin besef dat alles in die geloof nie eintlik sonder die Heilige Gees gedoen kan word nie. Daar is 'n groot verskil tussen die disippels voor die uitstorting van die Heilige Gees en hoe hulle was na die uitstorting van die Heilige Gees. 'n Baie groot verskil. En daarom dat Paulus sê ons moet koinonia, 'n diepe gemeenskap met die Heilige Gees hê. En onthou, om gemeenskap met die Heilige Gees te hê, is om gemeenskap met God te hê, né? Ek het geleer om die Heilige Gees ook partykeer selfs direk aan te spreek in my gebed, met hom te praat, met hom te deel, om na hom te luister, diepe dinge. En dan toe te laat dat die Heilige Gees ook dinge in jou laat verander. Want dis wat koinonia is, dis wat gemeenskap is. Gemeenskap is 'n diepe handeling tussen mense. As ek in die Bybelvertaling ook baie keer die woord eerder gemeenskap gebruik om intimiteit of seks tussen man en vrou te beskryf. En hierdie kontak met die Heilige Gees versterk 'n mens se gees. Dit versterk jou siel en selfs partykeer selfs ook fisies. En hierdie daaglikse kontak met die Heilige Gees word belangrik, selfs noodsaaklik vir 'n mens se dag. Dit gee jou wat jy nodig het vir elke dag, en sonder hom is daar geen manier om geestelik volwasse te raak nie. Ook wanneer Paulus die seën uitspreek in vers 13, dan wens hy dat ons hierdie noue band en deelname met die Heilige Gees moet hê. Vroeger in vers 9 verwoord hy dit ook deur te sê dat hy bid vir ons geestelike volwassenheid. Nou wanneer 'n mens gebore word, is jy nie sommer net klaar dadelik volwasse nie, jy is tog nog 'n babietjie. Maar so ook nie wanneer jy wedergebore word nie. Jy is nie skielik geestelik volwasse nie. Daar moet sekere dinge binne jou gebeur, verander, voordat jy en sodat jy geestelik volwasse kan word. Maar wanneer ons praat oor die manifestasie van die Heilige Gees, is baie mense eintlik oningelig. Wanneer Paulus in 1 Korintiërs 12 begin, dan sê hy wat die gawes van die Gees betref, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. So die Heilige Gees manifesteer deur die gawes. En dis die ervaring van die Gees, maar vandag in die kerk oor die algemeen deur die wêreld is ons eintlik baie onkundig oor hierdie dinge. As jy graag jou gawes ontwikkel, wil gebruik volgens die wil van God, dan is gebed die manier om dit te doen. Johannes 4 vers 24 sê God is Gees. En as ons hom wil dien, moet ons dit doen in gees en in waarheid. En dan het ons gesien dat Jesus sy bediening altyd in gebed geanker het. Met ander woorde, die skrif in die muur is baie duidelik. Dis net die Heilige Gees en deur gebed. Hierdie kombinasie is die sleutel vir enige gelowige om te kan groei en vir enige gemeente om werklik te kan funksioneer volgens die wil van God. Maar selfs ook in jou persoonlike gebede sê die Bybel, dat wanneer jy nie die woorde kan vind nie, dan bid die Heilige Gees selfs namens jou. Moenie bekommerd wees om met woorde uit te hardloop wanneer jy bid nie. Dit gebeur met almal van ons. Maar dis ook waarvoor die Heilige Gees ook juist daar is om ons by te staan. Ons praat gewoonlik van die eenvoudige dinge in ons geloof as die melk wat ons eet. En die dieper dinge van die woord van God word dan die meer vaste kos genoem. Maar wat sê Paulus in 1 Korintiërs 2 vers 7 tot 16? Hy skryf daar: Ons praat egter van God se wysheid wat in 'n misterie gehul was, maar wat hy voor alle tye vir ons heerlikheid bestem het, en wat nie een van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien het,
die oor nie gehoor het en in die hart van die mens nie opgekom het nie. Dit het God voorberei vir diegene wat hom liefhet. Maar in ons het God dit deur die Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alles, ook die dieptes van God. Want watter mens ken die dieptes van 'n mens behalwe sy eie gees in hom? Net so ken niemand die dieptes van God nie behalwe die Gees van God. Ons het tog nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat van God kom, sodat ons kan weet wat God genadiglik aan ons geskenk het. Ons praat ook oor hierdie dinge nie met woorde wat menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer, terwyl ons geestelike dinge met geestelike dinge beoordeel. Maar 'n nie-geestelike mens aanvaar nie wat van die Gees van God kom nie. Vir hom is dit immers dwaasheid. En hy kan dit nie begryp nie, omdat dit slegs geestelik beoordeel kan word. Die geestelike mens beoordeel egter alle dinge, hoewel hy self deur niemand beoordeel kan word nie. Want wie het die gedagte van die Here geken om vir hom te kan voorskryf? Wat ons betref, ons het die denkwyse van Christus. Ons moet leer om 'n sensitiwiteit te ontwikkel vir die Heilige Gees. Ons moet leer om hom as 'n persoon te nader, met hom te koinonia te hê. Ons moet leer om hom toe te laat om deelname te hê aan ons lewe. As ons dit nie sou doen nie, dan bly ons by die melk vir kos. Want dit is die Gees wat die dieper dinge van God openbaar. As jou gebede leeg is en jou eintlik moeg laat, as jy nie hierdie koinonia met die Heilige Gees beleef nie, gaan jy waarskynlik 'n baba in die geloof bly. Al het jy wat se kennis, dis nog nie die diepe waarheid van God se geheimenisse nie. En laat ons maar nou eerlik wees, te veel mense in die kerk sê die dieper dinge los hulle maar vir die dominee. Hulle kies om babas in die geloof te bly. En dit is nie waarvoor die Here ons geroep het nie. En dit gebeur alles deur gebed. Gebed is die begin en die einde van alles wat ons wil doen. Want hierdie gebed bring ons in kontak met ons Here wat die Alfa en die Omega van alles is. So moenie toelaat dat jou lewe net aanploeter nie. Moenie toelaat dat jou geestelike vlak so laag bly nie. Gaan dieper in 'n diepte wat net moontlik is saam met die Heilige Gees. So om nie af te sluit, net 'n vinnige samevatting van alles wat ons ook vandag geleer het. Jesus is in ons deur die Heilige Gees wat in ons woon. Hy is nie daar iewers nie, hy is hier. Ons het gemeenskap met die Heilige Gees juis deur gebed. Dit verander dus die manier wat ons bid. Die Heilige Gees is 'n persoon, hy is God. En nie net 'n spook of rook of iets nie. Dis God met wie ons koinonia kan hê. Hierdie gemeenskap met die Heilige Gees verander ons, dit laat ons geestelik ook groei. Dit lei alles deur dat die Heilige Gees deur ons lewens manifesteer. Maar dit begin by gebed. En as ons nie sensitief raak vir die Heilige Gees binne in ons nie, vir die Here wat in ons woon nie, dan gaan ons by baba kos, by die melk bly. Dit is die dinge wat ons moet verstaan van die Heilige Gees en gebed in ons lewe. En as 'n mens so daarna kyk, dan kan ons baie duidelik sien dat as ons ernstig wil wees oor gebed, as ons ernstig wil wees met die geestelike groei in ons lewens, dat die twee nie werklik los van mekaar kan staan nie. Amen. Volgende keer kyk ons na ons persoonlike reaksie op gebed. Maar kom ons bid saam. Ons dank U, Here, dat U ook in ons woon en dat U deur U Heilige Gees vir ons ook help om deel te kan hê aan die wonderlike gawes wat U vir ons skenk. En Here, as ons dalk U Gees afgeskeep het in ons lewe, dan beteken dit dat ons waarskynlik nie baie geestelik volwasse raak nie. En daarom vra ons om verskoning, maar help ons om elke tree saam met U te gee. Heilige Gees, U wat God ook is. Here, mag ons al hoe meer na U luister en U toelaat om deel te hê aan ons lewe in alles wat ons doen. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ontvang dan nou ook die seën van die Here.
Die Here sal voor jou uitgaan om jou die regte weg te wys. Die Here sal langs jou wees om sy arms om jou te vou. Die Here sal agter jou wees om jou te beskerm teen die valsheid van kwaadwillige mense. Die Here sal onder jou staan om jou te vang as jy sou val en om jou uit strikke te bevry. Die Here sal in jou woon om jou te troos in droefheid. En die Here sal jou heeltemal omring om jou te verdedig as ander jou kwaad wil aandoen. Die Here strek sy hand oor jou om jou te seën. Amen.